Goeienaand. Ek doen vanaand 'n boodskap oor die stem van 'n herder. Ken jy die stem van jou herder? En hoe gebruik jy jou stem wat jou herder, Christus, vir jou gegee het? Kyk, God het in elkeen van ons op aarde 'n stem gegee waarmee ons praat, daagliks praat. Maar my vraag aan elkeen vanaand is, waarvoor gebruik jy die stem wat God vir jou gegee het om mee te praat? Gebruik jy jou stem vir ligsinnige grappies? Gebruik jy jou stem vir dinge wat glad nie van die Here is nie? Of gebruik jy jou stem om die woord van God te verkondig? Gebruik jy jou stem vir die evangelie? En die groot ding vanaand is, gebruik jy jou stem om 'n herder te wees vir ander? Hoe sal ander jou sien? Sal ander jou 'n herder as 'n herder sien? Sal ander jou stem ken en verstaan soos 'n herder? Soos wat die God, jou herder, se stem moet ken en verstaan. Eerstens wil ek vanaand lees uit Johannes 10 vers 3. Die skape luister na die herder se stem. Hoor mooi, die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy altyd sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. My vraag aan jou vanaand is, ken jy die stem van die herder? Ken jy die stem van die Heilige Gees? Weet jy wanneer hy jou roep? Weet jy wanneer hy met jou praat? En as jy die stem van jou herder ken, wees 'n herder vir ander, sodat ander jou stem kan ken, soos 'n herder. Gebruik jou stem wat God vir jou gegee het, om die evangelie van God te verkondig. Gebruik jou stem om vir ander te bid. Gebruik jou stem om disippels by mekaar te kry vir Christus, om siele te wen. Dis waarvoor jy jou stem moet gebruik, wat God vir jou gegee het. Ek wil vanaand 'n kortlikse verhaal, ware verhaal vertel. En dit is wat op my oupa se plaas verloop het. Een dag het ek en my ouma met die motorfiets gery en soos wat tot nader kom, het ons koeie in die pad gesien staan. En toe ons nader kom, toe drentel hierdie koei en sy loop reg in die motorfiets en vas. En soos wat sy in die motorfiets vasloop, sien ek dat sy blind is. Weet jy of 'n slang gepak het of wat ook al nie. Ons bel te my oupa en hy kom. En hy het haar een roep gegee. En hy koei het omgedraai. En sy het hom blindelings gevolg tot by die kraal. Hoekom? Want sy het haar herder sy stem geken en verstaan. So my vraag vanaand aan jou, ken jy die stem van jou herder? En gebruik jy jou stem om vir ander 'n geestelike herder te wees? Ek hoop hierdie boodskap het vir elkeen 'n insig vanaand, en dat elkeen iets uit hierdie boodskap uit kan vat. Wees 'n herder vir ander, soos wat God vir jou 'n herder is. Amen.